'n voorlesing uit Ek mis my kind deur Stanley Sierenberg. Verlang het 'n manier om baie stadig nader te kruip en voordat jy jou weet, het hy in jou hart kom neskop. Verlang na 'n kind het 'n ander manier. Daardie verlang hardloop soos 'n naloper. Hierdie boek is die gesprek wat 'n gevangene in sy kop het oor die verlange na sy jongste dogtertjie. Dit is nie 'n tipiese tronkstorie nie, maar meer die emosie van verlang, belaai met metafore. Dit is die eerste 2 jaar van die gevangene se 10 jaar vonnis, wat ek so eenvoudig as moontlik probeer beskryf in die hoop dat iemand hulp of troos uit hierdie boek sal vind. Dag 1. My liefste kind. My blonde krulkop kind, my blou oog meisiekind. Ek wonder hoe dit met jou gaan. Jy moet seker nou so 5 of 6 jaar oud wees. Jy word mos nou groot, my meisiekind. Wanneer ek aan jou dink ek aan 'n bruin mossie klein, die voeltjie met die dun beentjies en blink oogies. Onthou jy, ons het altyd op die stoep gesit, dan het die mossies op die tafel kom hop hop om krummels van die bord te kry. Jy het altyd die brood met jou fyn klein vingertjies vir hulle gegooi. Dan het hulle die krummels vinnig opgepik, een vir een, en dan het jy uit jou maag uit vir hulle gelag. Ek het soos 'n kind saam met jou gelag. Die mossies kon nooit genoeg krummels kry nie. Hulle blink oogies het altyd vir nog 1 of 2 of 3 gevra. Nou laat jy my aan jouself dink, jy wou altyd nog 1 Kinderjoy gehad het. Wanneer ek dan nog 1 koop, het jy ook op jou skraal meisiekind beentjies van opgewondenheid gedans, en jou oogies was blinker as die mossie se oë van vreugde. Jou vingertjies het die broodkrummels mooi in klein stukkies gebreek, om vir hulle te gee. Ek het vir jou vertel dat die mossie die boodskapper van goeie nuus is. Wat is 'n boodskapper, pappa? Het jy gevra. Wel, dit is soos 'n posman wat briewe kom aflewer, het ek probeer verduidelik. Soos die oom met die fiets wat by die hek stop en briewe in die posbusie gooi, het jy opgewonde gevra. Ja, net soos daai een. Maar die mossies is baie slimmer as posman, want hulle bring boodskappe van die engele af. Meisiekind, jy het dit dan op jou dun beentjies oor my lyf gegooi, en jou tingerige armpies het om my nek gevou, en jy het dan gesê, ek is lief vir pappa. My hart verlang na jou. Die verlang is wyer as die Karoo vlakte. Wyer as die Klein Karoo, Groot Karoo, Tankwa Karoo en Moordenaars Karoo saam baie groot. Nou sit ek op 'n enkel bed met 'n baie dun matras en 'n papkussing. En ek dink aan jou met 'n ander dink. Ek wonder, hoe lyk jou handjies nou? Dalk is hulle groter, dalk is jou hare al langer. Ek weet dat jou oë altyd blou soos die hemel sal wees. Die snybrood in my hande word wasig soos die trane in my oë kom lê. Ek gooi 'n paar krummels op die tronkvloer en hoop dat 'n mossie klein dit sal kom oppik en vir jou gaan afgooi.
is net pure wensdenkery. Ek wens dat jy saam met die mossie klein kan vlieg en net vinnig op my skoot kom sit, jou armpies om my gooi om te sê, ek is lief vir pappa. Maar vir nou is dit net 'n wens. Want tralies, slotte en hekke hou jou aan die buitekant en vir my aan die binnekant, net soos 'n hok. Eendag gaan ons saam vlieg. Jy, die mossie klein, en ek, die arend wat aan die hemel vasgebind is. Al my liefde, pappa. Ek sal later weer vir jou briefie skryf en saam met die mossie klein stuur. Episode 2. 'n voorlesing uit my boek Ek mis my kind. Dag 5. Ai, my prinses. Ek weet nie waar om te begin skryf nie. Ek sal baie versigtig in die woorde moet vat. Ek sal mooi moet trap om die regte sinne te gaan haal. Maar omdat jy die hoofprinses is wat op die troon sit tussen 2 groot pilare, weet ek dat jy sal verstaan. Laasnag kon ek nie slaap nie en ek het by die tralievenster uitgekyk en die groot wit volmaan gesien. Die engele het in my oor kom fluister dat jy 'n geheime towerstaffie in jou hand het wat blink soos die blinkste ster. Ek wens dat ek vir jou 'n lang verlang brief in die sterre kan skryf, my liewe meisiekind. Die ooms hier waar ek vir 'n rukkie gaan woon, het gesê dat jy net naweke mag kom kuier. Ek weet nie hoe gaan ek deur die week kom. Net om jou gesiggie Satra en Sondag te sien nie, want dit voel soos 'n ewigheid. Daar het 'n groot dink in my hart kom klim. Eintlik nie 'n dink nie, meer 'n onthou, of dalk eens 'n onthou, sommer 'n verlang onthou, ek weet nie. Dit was jou verjaarsdag. My liefste kind, prinseskind. Jy hou tog so baie van verjaarsdae. Net soos ek ook van my verjaarsdag hou. Ek is al 52 jaar oud en hou nog steeds verjaarsdag soos 'n kind. Jy wou graag 'n prinses met jou verjaarsdag gewees het. Ek het vir jou die mooiste kroon in die hele wêreld gaan soek en gekoop. Ek het vir jou 'n towerstaffie by 'n kasteel by die blinkste ster in die hemel gaan haal. Toe het ek vir jou 'n rokkie gaan kry van die sagste sy en katoen, wat soos 'n sagte wolk aan jou hang. Jou skoene het ek ver in die bosveld genaal met regte, egte leer wat blink gevryf is. Jy het gelag. Jy was so gelukkig. Ek ook. Jy het jou towerstaffie in jou linkerhand vasgehou en jou regterhand het om my nek gelê. Met hierdie towerstaffie gaan ek nog monsters wegjaag, het jy in my oor gefluister. Min het ek geweet dat dit woorde is wat later baie krag gaan dra. Ek het vir al die bye in die hele wêreld gevra om vir jou 'n groot soet verjaarsdagkoek te bring met baie heuning en liefde in. Hulle het dit gebring en jy het uit jou maag uitgelag van vreugde. En toe het die bye al om jou
kop gevlieg, amper asof hulle vir jou 'n verjaarsdagliedjie sing. Op daardie dag het die groot wysheid in jou hart kom lê en so stil by jou hart ingekruip om daar nes te skop. Daardie dag het jy die draer van die waarheid geword. Iets wat ons in die toekoms baie gaan nodig kry. Die waarheid is in jou siel, my kind. Onthou dit. Onthou dit. Met baie liefde. Papa. Ek mis my kind. Episode 3. Vrydag. Dis Vrydag agtermiddag en die sonstrale val vlak deur die tralievensters. Dit is al die einde van my maand. Die aande word nou koel en ek voel sommer dat dit koue winter gaan wees. Dit sal my eerste winter in die tronk wees. Ek sit op my bed en kyk na mense wat praat, lag en sommige sit net, soos ek net sit. Maar in my hart is daar 'n rivier groter as die Oranje of die Vaalrivier saam. 'n Rivier van opgewondenheid, want môre is Saterdag en dit beteken net een ding, en dit is dat jy my gaan kom besoek. Ek hoop dat mamma vir jou 'n groot stryk in die hare sit en iets warms saambring, want die wyntjie in die driehoek waar die houtbankies staan, of die jaard soos ons dit hier noem, kan baie koud word. Ek het vir jou 'n geheime briefie geskryf en jy moet vir mamma vra om dit vir jou te lees sodra jy by die huis is. Nou, as jy so ver sit en dink, vra 'n man vir my. Sy naam is Lucky. Ek is opgewonde want môre gaan my dogtertjie kom kuier. Kyk, hier is 'n foto van haar. Ek het vir haar 'n brief geskryf, antwoord ek stadig. Hy vra my uit oor my dogtertjie, hoe oud sy is, waar sy woon en die gewone vrae wat 'n mens nou maar sal vra. Sy mense is ver. Hy sien hulle dalk net 1 keer 'n maand, as hy gelukkig is. Soms kom hulle vir 3 maande nie eens kuier nie. Ek kry hom jammer. Alles gaan lekker wees saam met jou, net vas staan, praat ek hom moed in. Môre, wanneer my prinses kom kuier, gaan sy lekker op my skoot sit en diep in my oë kyk. Ek weet sommer nou al dat sy my ore gaan trek, sodat ek geluide moet maak, sodat sy vir my kan lag. Sy sal altyd dat ek soos Toeks, ons donkie op die plot lyk, wanneer sy my ore so bak trek. Ek weet ook sommer dat sy haar armpies om my nek gaan gooi, om te sê ek is lief vir pappa. Dis Vrydag agtermiddag. En dit word nou lank en môre met so gou as moontlik aanbreek. Die besoekers kom van 9 uur af. En ek sal sorg dat ek spiekeries lyk vir haar. Ek moet ook nie vergeet om die stukkie hout wat ek in die vorm van 'n hartjie geskaaf het vir haar te gee nie. Ek het 'n gaatjie geboor sodat sy 'n stryk daardeur kan ruig om dit in haar kamer op te hang. Ons kon kies tussen houtwerk of mechanic klasse en ek besluit toe maar op houtwerk sodat ek vir my meisiekind iets kan maak. Ek hou die houthangertjie styf in die palm van my hand en sê 'n gebed op terwyl ek op en afstap tussen my staalbed en die tralievensters en verby Lucky se bed. Dan sit ek weer op my bed, bekyk die houthartjie, sit hom onder my kussing en stap weer tralievenster toe, verby Lucky se bed. 'n Wagskreeu in die gang af dat die hekke gaan gesluit word en almal moet in hulle selle kom.
Ons word getel en hier en daar word iemand verskreeu. Stadig, soos 'n nysna olifant se stap, word die tronk stiller en stiller, totdat almal slaap. Behalwe ek. Môre sien ek my kind. Môre sien ek my kind. Môre sien ek my kind. Sing 'n stem deur my hart, siel en ore. Ek het iewers in die oggendure aan die slaap geraag. Wag het weer in die gang afgeskree dat dit tyd is vir opstaan en dat dit Saterdag is en hy wil nie sukkel nie. Dis besoekdag en die tronk gaan woelig wees van mense, papierwerk en die bussie wat die besoekers aanry staan ook al gereed. Ek trek my oranje oorpak aan, kam my hare en sorg dat ek perfek lyk. Dis die dag van groot opgewondenheid en ware kinderliefde wat voorlê soos 'n oase in die middel van 'n woestyn. Ek sit en wag sodat die wag aan diens my naam moet roep om aan te kondig dat my besoekers hier is. Ek weet dat ek net 20 minute het om te kuier. Maar dit gaan die beste 20 minute van my hele bestaan wees. Episode 4, 'n voorlesing uit my boek Ek mis my kind. Saterdagoggend. Ek sit op my staalbed en voel dat die plat matras onder my boude begin brand. Ek hou aan die slap kussing vas om my ongeduld in beheer te hou. 9 uur. Ek kan hoor dat daar al bewegings en stemme buite op die sypaadjie is waar besoekers staan en gesels. Ek kan ook die vervoerbusie hoor stop. Die deur word oopgemaak en weer toegeskuif. Die opgewondenheid in my voel soos die Augrabiese waterval in vloed wat deur die aarde en rotse breek. Ek hoor dat iemand 'n naam en nommer uitroep om aan te kondig dat sy besoekers hier is en hy kan maar uitkom na die vierkant of yard toe. Ek luister fyn soos 'n bokkie in die veld sal luister wanneer hy by die watergat staan om seker te maak dat daar nie 'n gevaar is nie. Nog 'n naam en nommer word geroep. Nog een. Dalk is hulle net laat. My meisiekind kan sodra hy, want sy moet eers 3 of 4 rokke aantrek voordat sy kan besluit watter een haar die beste praat die stem in my kop. Wanneer sy deur die traliehekke gestap kom, gaan sy in my arm spring en haar hare gaan na daardie blommetjie shampoo ruik en haar handjies gaan sag wees en na kaamverroom ruik. Dink ek terwyl ek wag. 11 uur. Ek sit nog steeds met die hoop in my hele siel dat hulle my naam gaan roep. Maar dis asof my naam nie bestaan nie. Dis net stil. Die yard word nou stiller en die besoekers klim in die bussie sodat hulle buite die tronk se hekke afgelaai kan word. Die teleurstelling kom lê in my hart en kou aan my soos 'n hongerdier aan 'n karkas sal kou. Ek sit nog steeds op my dun matrasbed en my lyf wieg heen en weer. My regterbeen spring op en af van die ongeduld en die kwaad klim in my lyf soos 'n swart mamba wat enige oomblik wil pik. Die gif van teleurstelling lê op my tong.
maar ek moet myself inhou. Besoektyd is verby. My meisiekind was nie hier nie. My klein prinsesie het kom kuier nie. Kort sinne skiet deur my kop soos 'n outomatiese geweer se skote. Die swart mamba se gif in my word nog meer gif en nog meer, totdat die gif dodelik deur my hele lyf trek. Ek is verlam van teleurstelling. Dalk was daar 'n funksie of iets by die kleuterskool waarheen sy moes gaan, of dalk moes haar mamma 'n skoolfunksie bywoon, want mamma is 'n juffrou by die skool. Praat die gif wat in my lyf rondsluip met my. My liefste meisiekind. Hoe gaan ek dit dan tot môreoggend maak? Hoe gaan ek vannag kan slaap? Hoe? Ek is kwaad vir alles en almal, en dit sluit God ook in. Maar dalk sal hulle môreoggend na kerk kom kuier en die kwaad sal uit my getrek word, soos wat 'n mens 'n pitsweer sal uitdruk. Al wat nou oorbly, is daardie klein stukkie hoop en geloof. Dis al. Episode 5 uit my boek Ek mis my kind. Saterdagnag. My blou oog krulkop meisiekind. Jy trek aan my ore. Jy sê dat ek soos Toeks ons donkie op die plot moet maak. En jy lag, jou lag wat 'n mens tot ander kan die verste vlakte kan hoor. Ek kan nie anders as om saam met jou te lag nie, want jou lag is aansteeklik, net soos jou liefde vir my en my liefde vir jou. Jy krul jou bene om my heupe en die vreugde trek deur my hart, want ek is by my meisiekind, my prinses. Jy krap my hare deur mekaar en ek maak asof ek kwaad is, maar ons lag. Lag is mos die ding wat mense na mekaar toe bring, of althans, so sê hulle. Tussen die kinderlag en vreugde deur kry ons 'n kans om 'n slukkie koeldrank te vat en 'n sjokolade te eet. Mamma het gesê dat ek nie baie chocolates mag eet nie, sê jy, en loer na jou mamma se kant toe, wat aan die ander kant van die tafel sit. Sy glimlag net, en die glimlag raak net aan haar mondhoeke. Mag ek asseblief pappa se pen uit pappa se sak haal en 'n prentjie vir pappa teken? Vra sy, en haar oë soebat saam met haar mond. Natuurlik, sussie, en sy haal die pen uit my sak uit. Terwyl sy 'n prentjie op 'n stukkie papier teken, praat ek en haar mamma oor 'n paar besigheid en persoonlike sake. Dinge wat gepraat moet word, maar dis 'n versigtige praat. Kyk pappa, ek het vir pappa geteken. En sy wys met haar klein vingertjie na die prentjie op die papier. En ek het vir myself geteken, en sy wys weer met haar vingertjie. En hierdie is Toeks, die donkie op die plot. Kyk, ek sit op sy rug en pappa loop langs ons. Babbel sy alles in een asem. Jos sissie, dis baie mooi en netjies. Wie het dit vir jou geleer? Vra ek. My juffrou by die skool, sê sy half parmantig. Sy spring weer op my skoot, vat die stukkie papier, vou dit in 'n vierkant en druk dit in die sak van my oranje baadjie wat ek nie aan my lyf wil dra nie, maar ek moet. Ek het dit vir pappa geteken,
sê sy. Ag, dankie sussie. Ek gaan dit teen my muur vasplak, sodat ek elke dag daarna kan kyk. Sy draai haar kop effens na regs, dan na links, dan reguit om my in die oë te kyk voordat sy praat. Papa, liewe Jesus het ook op 'n donkie gery, net soos ek. Dink pappa dat liewe Jesus se donkie se naam ook Toeks was? Liewe Jesus sal vir pappa mooi help, want ek het gisteraand dit vir hom gevra, sê sy. Met daardie woorde nog vars in my lyf, skrik ek net na 1 in die oggend wakker op die eysterbedjie met sy plat matras en slap kussing. Ek kyk na die muur waar foto's van my kind is. Ek soek die skets van Toeks, haar en van my. Maar dis nie daar nie. Daar bestaan nie so skets nie. Dit was 'n droom. Dit was 'n bloody droom. Dit was net 'n droom. Dis 'n teken dat sy wel môre sal kom kuier. Hulle moet net eers kerk toe gaan, dan sal hulle kom. Dis 'n teken dat hulle sal kom kuier. Herhaal ek die woorde in my kop, oor en oor. Oor en oor. Ek kon nie weer aan die slaap raak nie, en die groot dink kom lê in my kop. Ek probeer uitwerk hoe oud sy gaan wees, wanneer ek die dag hier uitkom. Dis asof my brein nie kan wiskunde doen nie. My lyf voel lam. Ek voel verlore in my eie. Hoofstuk 6 vanuit my boek Ek mis my kind. Sondagoggend. Ek kyk op my horlosie en sien dat dit nou eers 5:00 in die oggend is. Nog 4 ure voordat die besoekers mag inkom. Dit voel so lank soos wat die sondagskoolklasse destyds gevoel het. Die gewag in 'n donker sel. Slapende asems om my en hekke wat met slotte gesluit word, maak my magteloos en moedeloos. 2 gevoelens wat ek so graag by die tralievenster sou wou uitjaag en soos die stories in die Bybel, soos varke die see injaag, maar hulle bly om my draai soos daardie bamboesvlee wat op die uitgespoelde bamboese op die Weskusse strand uitgespoel lê. Ek sal bly staan. Ek sal aanhou probeer. Ek sal deur hierdie moeilike tyd kom en ek sal oorleef. Praat ek myself moed in. Hier moet 'n mens jouself moed inpraat, want niemand anders sal dit vir mens doen nie. In die tronk is dit net jy vir jouself. Dis al. Die winter is nou hier en dit voel so asof die koue deur die dik mure kruip, tussen die tralie hekke deur, tot binne in my bene in. Dis soos 'n koue wat 'n mens se bene sit, al word dit somer. Ek hoop dat my prinsessie warm aangetrek is, maar as sy koud kry, sal ek net sorg dat ek haar stywer teen my vashou. Dis tyd. Name en nommers van gevangenisse word uitgeroep sodat hulle besoekers en geliefdes in die yard kan ontvang en die 20 minute kuier kan kuier. Ek wag. Nog 'n naam word uitgeroep, maar dis nie myne nie. Ek wag. Nog 2 name word uitgeskreeu. Dis nie myne nie. Toe hulle uiteindelik my naam uitroep om te sê my besoekers wag in die yard, voel dit asof my hart reg deur my ribkas klop, deur my nek tot binne in my kop.
Ek hardloop die paar trappies af, verby 'n paar oop seldeure, tot by die ingang van die yard. Daar word ek gestop. Iemand sê iets vir my, maar ek hoor nie. Ek hoor en sien niks nie. Al wat saak maak is my prinsesie. Die hemel bars oop en lewende water stroom oor my toe sy my sien. Sy hardloop deur die spasies tussen die houtbankies waarop besoekers sit, verby 'n paar wagte, langs 'n gevangene verby wat haar met 'n glimlag aankyk, tot binne in my arms. Die koue is weg. Die seer en moeg in my lyf is weg. My hart klop soos 'n wilde perd se weghol, soos 'n wilde wegholperd. Papa, 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 roep sy. Met een lang sprong, spring sy tot in my arms, net soos daardie perde wat by 'n skou trots en reguit oor palle kan spring. My prinses, sussie, my liefie, hoe gaan dit? Papa's bly om jou te sien. Ek kan nie glo wat ek sien en voel nie. Alles gebeur soos kort, vinnige asemhalings. Om die waarheid te sê, ek is eintlik te bang om asem te haal, want dalk is dit net 'n droom. Maar dis die heilige waarheid. Ons gaan sit by die bankie waar mamma wag. Haar bene gekruis, haar arms voor haar bors gevou en skouers effens opgetrek, byna net soos wat ek haar in my droom gesien het. Dis seker van die koue, dink ek. My hart is dankbaar en bly dat die wagte dit toelaat dat sussie op my skoot mag sit en ek haar mag vashou. Hulle is 'n bietjie strenger met mamma wat op die bankie bly sit. Papa, kyk, ek het my pink skoene aan met daardie dik wit skaapwolkouse wat pappa nog vir my gekoop het. My voete kry glad nie koud nie, praat sy in een asem. Ek het handskoene ook in my sak gepak, maar ek wil hulle nie aantrek nie. Ek wil met my vingers aan pappa se ore vat en pappa se hare de mekaar krap. En sy doen dit terwyl sy praat. Sy trek my ore sodat hulle bakhand om my kop staan, dan trek haar lag deur die hele lyfie, deur haar oogies tot in my hart, waar alles sag gaan rus. My hart smelt. Kan dit wees? Kan dit waar wees? Die trane van bly wees rol oor my wange en ek voel glad nie skaam daaroor nie, want dit is bly wees trane. Kyk pappa, ek het my unicorn saamgebring, die een wat pappa nog vir my gekoop het toe ons by die see vakansie gehou het. Sy haal die bont unicorn by haar rugsakkie uit en wys dit vir my. Maar min het ek gedink dat daardie unicorn eendag harder as 'n donkie perd en 'n volstruis kan skop. Ek lag en sê vir haar dat 'n perd mos nie 'n horing op sy neus kan groei nie. Dis 'n unicorn, pappa, hulle het horings op hulle neuse. Dis omdat hulle groot geheime kan hou. Wanneer ek verjaar, gaan ek 'n unicorn koek kry en ek gaan ook soos 'n unicorn aantrek, babbel sy in een asem, net soos sy dit kan doen. Ek weet dat hierdie oomblik goddelik mooi is. En dis asof tyd stil gaan staan. Mense se stemme om my raak weg en dis net ek en my prinsesie, my kind, sussie. Sy teken vir my 'n prentjie van 'n unicorn en skryf in haar kinderhandskrif: Ek is lief vir pappa. Dis dan net soos daardie droom van my. Ek het mos gesê dat daardie droom waar gaan word. Alle drome word waar, indien 'n mens hard genoeg glo.
'n wag kom aangestap en sê dat besoektyd verby is. En dit voel asof ek die oorlosie net kan stop, of beter nog, sommer kan terugdraai. Nog net 'n rukkie asseblief, net 'n klein rukkie langer, sobat ek. Goed, ek sal vir julle 10 minute langer gee vir kuier. En hy glimlag. Goddank, sê ek. Die ergste lê nou voor. Die 10 minute ekstra. Maar soos 'n paar sekondes gevoel en dit is tyd vir hulle om te gaan. Een laaste drukkie en swinkie wat ek altyd in my hart sal koester. Hulle stap sonder keuse by die groot traliehekke uit. Die sleutel word gedraai en die klank van staal op staal maak my bene koud. Ek huil nie net uit my oë uit nie, maar my hele lyf huil. My prinses kyk terug. Waai met die regterhand en in die linkerhand hou sy haar unicorn vas. In my baadjie se sak is die prentjie van die unicorn. "Bye pappa," skreeu sy. En haar dogtertjie stem trek oor die hele yard. Die tronkmure, die traliemure, tot binne in my lyf, waar ek het vir altyd en altyd sal bewaar. "Goodbye, my prinsesie. Ek is lief vir jou," skree ek terug. Hoe bly 'n mens regop staan? Hoe hou 'n mens se knieë jou regop as die seer van Kubai soos 'n sterk wind deur my lyf waai? Hoe doen ek dit? Kubai, my liewe prinseskind. Kubai. Hoofstuk 7 vanuit my boek Ek mis my kind. Lentetyd. Jy is die pink perske bloeisel. Jy is die fyn Namakwaland blommetjie. Jy is my lentebloeisel. Jy is my liewe kind. Lentetyd is veronderstel om 'n ingekleurde seisoen te wees, maar in die tronk is dit net nog 'n dag. 'n Tyd nader aan die dag wanneer ek hier gaan uitstap. Soms sit en kyk ek teen die emalje geverfde mure van die tronk vas, en ek droom hoe ek by die hekke uitstap, en my kind staan daar, met 'n bont rokkie aan, strik in haar hare en 'n groot bos blomme wat sy vir my gee. Dis 'n bos bloedrooi rose. "Pappa, pappa, hier is ek. Kyk, ek het vir pappa 'n bos blomme gebring. Kyk, ek het al die dorings afgepluk sodat hulle nie vir pappa moet steek nie, en ruik aan die blomme. Hulle is stroopsoet. Kom nou, ruik aan hulle." Hoor ek my kind se stem in my ore. My kind se besoeke het opgedroog, en die verlang het soos 'n groot dam water op my hart kom lê. Hoekom dan 'n dam water, vra ek myself die vraag. Dis die eerste woord wat in my gedagtes gekom het, praat my stem in my ore. OK, dalk is dit 'n dam water wat later iets vir my kan beteken, maar vir nou is dit maar net nog 'n dam met modderwater. Weerspreek ek die stem in my ore.
'n telefoon, skiet die gedagte deur my kop. As ek 'n telefoon in die hande kan kry, kan ek my kind bel. Ons kan sommer video-oproepe maak. Die gedagte aan 'n telefoon, video-oproepe en gesels met my kind brand soos 'n koolvuur in my hart. Ek gaan 'n telefoon kry en die risiko loop, alles net vir my prinses, my kind, alles net vir Sussie. Ek los 'n paar woorde en gedagtes hier en daar by my medegevangenisse. Ek sal hulle graag vriende wil noem, maar in die tronk weet mens nie altyd wie jou vriend of vyand is nie. Ek laat almal glo dat hulle my vriende is, al hou ek nie noodwendig van een van twee van hulle nie. Op 'n dag kom 'n man na my toe en hy fluister in my oor. Brother, do you want a telephone? Ja, sê ek sonder om 2 keer te dink. How much money do you have? Hoeveel soek jy? Hy fluister 'n bedrag in my oor en dis asof my hartklop doodstil gaan staan. Dis baie geld, maar ek sal dit betaal net om my kind te kan praat. Shop, no problem, sê ek. Net daardie 3 woorde het my gehelp om 'n telefoon te kry, sodat ek my kind kan bel en haar stemmetjie kan hoor. Ek is dankbaar. Hoofstuk 8 uit my boek Ek mis my kind. Die telefoon. Is dit 'n goeie of slegte ding om 'n telefoon in die tronk te besit? Dit is goed en slegs en sommer hartseer ook. Ek het vanmiddag met haar 'n video-oproep gehad. Dit was so lekker. Sy het 'n bloedrooi rokkie aangehad en in haar linkerhand weer haar towerstaffie om my terug na haar toe te toer, en toe sit sy sommer die kroon op om te sê dat sy my prinses is. Ek moes beklei teen die trane. Terwyl sy opgewonde babbel en vertel, drink sy 'n slukkie van die Ouros uit haar groen bekertjie. Ek onthou die bekertjie. Ons het dit nog gekoop tydens ons seevakansie. Ek wens ek is daar. Ek wens myself daar. Dalk, net dalk, werk haar towerstaffie. Maar soos die seisoene kom en gaan, so het die oproepe ook gekom en gegaan. Soos die suidooster in die Kaap waai, so het die oproepe ook weggewaai. En die wind wat die oproepe wegwaai, het nie uit die tronk uitgekom nie. 2 keer 'n week. 1 keer 'n week. Dalk 1 keer 2 weke. Toe 1 keer in 'n maand. Nou. Ja, nou. Niks meer nie. Die foon is geblok. Ons geselsies sit ook nou in 'n hok. Haar woordjies sit in 'n hok. Haar towerstaffie sit in 'n hok. Ons is geblok. Ek wonder of die telefoon dalk die duiwel is, dalk God, dalk net niks nie. Alles het met eens net niks geword. Ek het besef dat die telefoon hartseer en hoop in een is. Dit is nou maar soos dit is.
Episode 9. Die krimpvarkie. Hierdie hoofstuk van die boek open met die prentjie van 'n krimpvarkie wat sy ingekleur het en vir my broer na die tronk toe gestuur het. My dogtertjie het hierdie prentjie ingekleur en dit is so mooi. My hart vra toe vir my verstand, hoekom dan nou juis 'n prentjie van 'n krimpvarkie? Ek glo dat diere en prentjies van diere boodskappe aan die mense oordra en met die mense geheime deel. Ek wonder of hierdie krimpvarkie wat my kind ingekleur het, 'n boodskap dra. Ek dink tog so. Vir baie lank het ek na die prentjie gekyk en diep in krimpvarkie se oë gekyk. Totdat ek op 'n dag vir krimpvarkie vra: "Hoekom het my dogtertjie vir jou gekies om my in te kleur en vir my te gee?" Toe praat die krimpvarkie vir die eerste keer met my en hy sê: "Jou dogtertjie het my nie gekies nie. Ek het haar gekies, want ek het 'n boodskap vir jou." "Wat is die boodskap?" vra ek vir krimpvarkie. "Die boodskap is dat jy jouself moet beskerm," praat krimpvarkie. "Beskerm teen wat?" wil ek weet. Wag, dat ek klaar praat, dan kan jy vra. Jy moet jouself beskerm, jou gees, jou siel, jou liggaam en verstandelik. Jy moet ook jou geliefdes beskerm, al is dit net in jou kop terwyl jy in die tronk is. Dan moet jy ook vir jouself vra waar jou swakheid is en hoe jy dit kan regstel. Ek luister aandagtig na krimpvarkie se stem wat in my ore suis. Omdat jy 'n bietjie kinderlikheid in jou siel dra, is jou dogtertjie baie lief vir jou. Klein dingetjies en stories laat jou lag en saam met haar giggel. Jou dogtertjie is 'n nuuskierige mensie en sy geniet dit om vra vir jou te vra, omdat jy dit geduldig en met liefde aan haar verduidelik. Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Met eens word die tronk self vol goue lig en ek vra vir krimpvarkie om nog te praat. "Moenie ophou nie, vertel nog, ek wil alles weet," vra ek. Lang gelede het die mense geglo dat ons krimpvarkies vuur en vlamme vir die mense gegee het. Dit is maar stories van jare gelede. Toe het die mense gesê dat ons vuurenergie het. Vuurenergie staan vir liefde, hoop, gesondheid, geluk en binnekrag. En dit is wat jou dogtertjie vir jou deur my wil vertel. Verduidelik krimpvarkie. Ek is nie die tipe mens wat al hierdie dinge verstaan nie, maar ek dink dat ek wel verstaan wat krimpvarkie vir my sê. Wel, ek het nie juis 'n keuse nie en ek sal dit maar net moet verstaan. Dalk kan ek vir iemand vra om my te help verstaan. Die dae, seisoene en maande het verbygegaan sonder dat ek iets van my liewe prinsessie hoor. Gedurende hierdie moeilike tye het ek net voor die krimpvarkie gaan staan en dan het krimpvarkie geglimlag en vir my geknipoog. Met 'n klein bietjie hoop gaan
alles alright wees. Episode 10 vanuit my boek Ek mis my kind. Die donkie en die unicorn. Ek hou my kalender in my hande vas. Kyk na die dae en maande. Ek sien die merkies en aantekeninge wat ek op belangrike dae se blokkies gemaak het. Vandag is dit al 4 maande dat ek glad nie toegang tot my kind het nie en dit brand soos 'n veldbrand in die bloed wat deur my are vloei. Dit voel asof die slagare by my hart aan die brand is, dat die vuur in my maag al groter word. Ek voel soos die groot geelhoutboom in die Nysna woud wat afgekap is en net daar tussen fyn en bosvarings bly lê om tot niet te gaan. Maar dan onthou ek die krimpvarkie, unicorn en die donkie en hulle wyshede. Die lewe gooi 'n mens baie kante toe, maar ek sal bly staan. Dis laat nag, toe ek eers aan die slaap raak. Dis my kind se eerste skooldag. Haar verjaarsdag is oor 'n paar dae, Kersfees. En nuwe jaar het gekom en gegaan. En ek sit in 'n hok. Net soos my woorde vir my kind in 'n hok gesit word deur mensgemaakte wette. My droom. Die groot watergat waarvan ek vroeër gepraat het, staan nou blink in die laatmiddagson en in die water staan Toeks met sy lang ore en afkoel. Hy vat diep slukke van die lewende water en die reën val groot druppels op sy warm vel. Dit voel amper vir Toeks soos groot doop. My meisiekind sit op Toeks se rug en gooi haar arms in die lug, amper soos 'n dankie sê gebed. Ek staan langs die donkie en sy hou my hand baie styf vas. Ons is soos 2 klein kindertjies wat kaalvoet in die reën speel. Ons is oop en vry, net soos die arend in die blou lug en aan die ander kant van die wêreld staan 'n sonverbleikte unicorn, soft toy en soebat vir net 'n paar druppeltjies water. Die unicorn maak nie meer saak nie. Want nou is ek en my kind vry en ons ry op die rug van Toeks, die donkie. Net soos Jesus in die kinderbybel, net soos Jesus. Toe word ek wakker op my eysterbed. Vasgevang vir nog 8 jaar. Wat sal volg? Ek voel soos 'n vreemdeling. Maar vir nou is dit net 'n wensdroom, want tralies, slotte en hekke hou jou aan die buitekant en vir my aan die binnekant. Net soos 'n hok.